sluit ons reeks af vandag uit Jakobus. Jy kan jou Bybel oopmaak by Jakobus 5. Jakobus het nog altyd James gebly in Engels, Agunda. Moet hom nie daar by Johannes gaan soek nie. Jy gaan teleurgesteld opeindig. Daar's moeilike dinge, vertalings, Prediker, Ecclesiastes, hy kan jou afgooi. Ons gaan lees van vers 5, hoofstuk 5, vers 13 tot 18. En hier is vir almal wat hier sit en dalk later na hierdie boodskap gaan luister, ongelooflike lewenstransformerende waarheid en wysheid wat na ons kant toe kom. Of jy nou in 'n great seisoen is van jou lewe en voluit net kan aanbid en jy loop oor van blydskap, of jy 'n tawwe tyd in is, of jy tussen hierdie twee is en ek vind dis die lewe, dat nou is ek hier, nou is ek daar, dis deel van die lewe. Hier is iets wat jou lewe kan transformeer vanoggend. So kom ek bid vir ons, voor ons lees, laat die Here ons sal lei. Lewende God, help ons om U heilige woord te hoor vanoggend, sodat ons waarlik sal verstaan, begryp, en dat ons van daai plek van begrip, verstaan, Here, dat ons sal glo, en dat ons vanuit geloof U sal volg, getrou, gehoorsaam. Here, mag U eer en U glorie ons soek wees, ons wil wees, ons motivering wees, Here, in alles wat ons doen. Ek bid dit in Jesus Christus ons Here. Amen. Jakobus 5, vers 13 tot 18. Jy kan in jou Bybel volg. As iemand van julle swaar kry, moet hy bid. As iemand opgeruimd is, bly, dit gaan goed, vrolik, moet hy psalms sing. Die ESV sê, sing praise, bid aanbid. As iemand van julle siek is, dalk kan ons net sê, hey, the Christian life contains all of that. Die Christen is nie gewaarborg 'n siektevrye lewe nie. As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep. Hey, soms is mens so siek, emosioneel, fisies, geestelik, dalk 'n mengsel, dat jy die onvermoë het om vir jouself te bid. Roep die ouderlinge van die gemeente, sodat hulle vir hom kan bid, nadat hulle hom in die naam van die Here, daar is die fokus van daai skrif, met olyfolie gesalf het. Olyfolie simbolies van die krag van die Heilige Gees, die krag om te genees. Dis nie een of ander sakrament, oumie, daai moet belangrik wees. Dit moet 'n ouderling wees, dalk uit die hemele oproep. Ek neem aan, dit was nie uit die hemel nie, wat hy sommer net daar gegooi. Olie salf, is nie 'n sakrament. Hy doen dit, nou hier's die secret trick, salf, nee. Die krag lê in die naam van die Here. Jy kan salf, dis nie 'n sakrament nie, dis goed. Maar moenie dink, nou dat ek als gesalf het, wat ek dink kan gesalf word, sal ek okay wees nie. Nee, dis die naam van die Here, dis die krag van die Heilige Gees. Die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word. Dis 'n belofte. En die Here sal hom weer oprig.
En as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. Alle siekte, alle persoonlike siekte is nie die oorsaak van sonde nie. Maar alle siektes vind ook nie noodwendig nie sy oorsaak in persoonlike sonde nie. Dit kan wees. Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar. Nie steek dit weg nie. Nie bly weg van gemeenskaplike gebed nie. Bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Gemeenskaplike belydenis word verbind aan gemeenskaplike genesing. Interessant. Die gebed van 'n regverdige, the prayer of a righteous, is baie kragtig in sy uitwerking. Is effektief, it's powerful. En dan Elia was 'n mens net soos ons. Waar is ons nou? Voorbeeld. En hy het vurig gebid en dat dit nie moet reën nie, en dit het vir 3 jaar en 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. Man. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug gelewer. Man. 3,5 jaar, imagine dit. Ja, dit was Jakobus 5 vers 13 tot 18. Ek wil vir jou ietsie vertel van wat ons in ons huis doen. En nou is my vrou op haar senuwees. Ons maak mekaar skrik in ons huis. Enige iemand anders wat dit doen? Ek kan, dankie Christel, ek claim responsibility daar. Ek het dit begin. Wat ek nie in gedagte gehou het nie, is dat van mamma tot Emma, almal gaan begin saamspeel. Ek love het om jou skrik te maak, ek haat dit. Is daar nog van julle? En wat gebeur is, ons kruip weg en ons maak soms video's, want dit is verskriklik snaaks, die eerste reaksie, soms woorde, om die onskuldige te beskerm, gaan ek nie sê wie nie, maar soms woorde wat daar uitkom. En dan kyk ons die video terug en dan, tot my kinders se vermaak, dan slow motion, ek kom so terug. Dan lag, dis verskriklik snaaks. As jy dit nog nie gedoen het nie, jy is onder 60 en jou hart is fyn, doen dit. Ek moet daai insit, disclaimer. Môre het ons hier 'n saak teen die gemeente. Maar dis asof wanneer ek skrik gemaak word, het ek hierdie first response elke keer. En is buite beheer arms en dit is fone wat vlieg. Dis crazy, dis snaaks. Die mens het ook 'n eerste reaksie wanneer die lewe onverwags goed na jou kant toe gooi. Die mens het 'n eerste reaksie wanneer daar onverwags goed van die lewe na jou kant toe gegooi word. Of dit nou goeie tye is en veral swaar tye wat vir onverwags kom. Jy reageer op dit op 'n sekere manier. Jy het 'n first response. En Jakobus sê vir ons, hey, gelowiges, as dit goed gaan, hier's jou eerste reaksie. Prys, aanbid, sing. Gelowiges, hier's jou eerste reaksie as dit, if there's suffering, pray. Eerste respons, bid. Die mens is so sondig. Die hart is so weak. Dit is so 'n afgodsfabriek, dat ons kan nie eers in goeie tye net na die Here draai en dan bid nie. Hier's wat die hart wil doen. In plaas van prys, begin hy dryf. Hy begin wegdryf van God. Everything's going well. Dis hierdie idee van ek het hom nie regtig nodig nie. Jy sê dit dalk nie, maar iets in die hart begin skuif en in plaas van na God toe draai, begin jy weg van God af dryf in goeie tye. Het jy dit al agtergekom?
Die menshart is so deceiving, is so sondig, dat slegte tye in plaas van jou eerste respons bid, is jou eerste respons baie keer, ek word absoluut oorweldig deur my swaar tyd. Ek word platgeslaan, ek is selfs passief, ek het selfs die onvermoë om te bid in hierdie oomblik. Jakobus sê nee, gelowiges, jou eerste reaksie in swaar kry moet, dis 'n belofte, is nie 'n belofte, dis 'n opdrag, moet wees, bid. En Nancy, toe ons hierdie week praat oor hierdie skrif, ons was 5 van ons, het gepraat oor die skrif van Jakobus 5, 13 tot 18, en hier is wat sy sê, let op, dat beide aksies vir die gelowiges, aanbid en bid, in goed en sleg, let op na die rigting van dit. It is God word, was haar woorde, dit is in die rigting van God. Weet jy, wat is jou geneigtheid? Jou eerste reaksie op swaar kry? Weet jy dit? Het jy dit al agtergekom? Het jy jouself al geanalyseer? Hier's wat myne baie keer is. Dit is nie God woord nie, maar inward. Hoe kan dit met, Here, hoe kon u dit? En baie keer is dit nie soontoe nie, maar dit is so oorweldigend, dat dit jou passief platdruk. Dit dop jou onderste bo. Weet jy wat is joune? Die Here sê, daar is 'n beter manier. Weet jy wat vergeet ons baie vinnig in swaar kry? En miskien het jy dit, of miskien lê dit voor jou. Ons vergeet dat God, nie dat hy bestaan nie, sien dit nie. Dis die vraag van, is hy in beheer? Die soewereinheid van God. Die een wat sê, ek het alles, ek werk alles ten goeie, ek is van magte om alles te overrule, niks gebeur sonder dat ek daarvan weet nie. Dis wat met my baie keer gebeur. Ek vergeet van God, nie dat hy leef nie, maar ek wonder, het hy dit gesien? Vanoggend is ek hier om vir jou te sê, as jy nie jou suffering 'n raam omsit nie, en daai raam se naam is die sovereignty of God, dat jou suffering vind binne dit in, nie buite dit plaas nie, gaan jou suffering jou verwoes. Eerste move moet wees, bid. Hoekom sê Jakobus dit? Wat het hierdie ou ontdek wat 'n geweldige gebedslewe gehad het, wat ek moet weet, wat jy moet weet? Hoekom dryf hy na die hele boek ons soontoe? In suffering, move one, bid. Want ons almal het dit nodig. Wat sal gebeur, en hierdie is die tema, as gebed ons eerste beweging is in swaar kry. Nie ons laaste oorweging nie, like last resort. En dis wat hy sê, gebed moet dit wees, jou eerste beweging, my eerste beweging, nie my laaste oorweging nie. Ek dink ons leefstyl verklap, dat ons verstaan nie, hoe belangrik gebed is nie. As daar 'n Sondagdiens is, waar jy iets kry, ja ons bring iets, maar waar jy iets kry, dan is ons gemiddeld 100 plus mense, net volwassenes. As daar 'n mannedag is, of 'n gasspreker in die dorp is, en ek wil nie op jou tone trap nie, dan is ons almal daar. Maar kom die eerste donderdag van elke maand, waar ons net kom om te vas en te bid, God word, 20 mense. Iets van dit verklap
dat ons het regtig nodig wat Jakobus hier sê. Ons moet snap wat hy hier sê. Jou eerste move, gebed. Kan dit wees dat baie keer in ons lewens raak ons stak omdat ons aan gebedloosheid ly. Jakobus gebruik dan vir Elia. Hy gebruik vir Elia as 'n voorbeeld om sy punt huis toe te dryf. En hier is waar ons begin en dan werk ons terug na die hoofpunt toe. Hy sê, Elia was 'n mens net soos, dis heavy belangrik om te hoor. Hy sê, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het vurig gebid dat dit nie moet reën nie, en dit het vir 3 jaar, 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. Die eerste ding wat jy vanoggend moet hoor, as jou gebedsgelewe gaan getransformeer word, Elia was 'n mens net soos ons. Het jy al die Bybel gelees, dan lees jy stories van mense wat lewendig gebid word, en dan sê jy soos, ja, maar dit was Elia. The semi-God, superhuman, superman, hy het sy eie comic book ding gehad aan die Ou Testament aan die gang, hy het sy eie brand gehad, dit was too big, dit is nie vir gewone mense nie, hy het 'n YouTube channel gehad, hy het alles gehad, dis vir hulle. Het jy al so gevoel? Hy's nie human nie. Nee, Elia was 'n mens net soos jy. Net soos ek. Hy het op en af in die lewe beleef. Hy het doodloop beleef. Hy het hongersnood beleef. Hy het gewonder waar gaan die kos vandaan kom. Hy het selfs depressie beleef. Net soos jy, net soos ek. Hierdie is die vertrekpunt van die punt wat Jakobus wil maak. As jy dit mis, gaan jy dink, man, hierdie is nie vir my nie. En dan staan daar, nommer 2, hy het vurig gebid. Earnestly, sê die Engels, dat dit nie moet reën nie, dat dit vir 3 jaar, 6 maande lank nie gereën nie, toe hy weer gebid het, en die hemel het oopgemaak, en die aarde het sy vrug oopgemaak. Jakobus wil vir jou iets sê vanoggend, die Here wil vir ons iets sê vanoggend, die krag van 'n gelowige se gebed is immens, is effektief, dit werk, daar's energie in die krag van 'n gelowige se gebed, nie enige nie, 'n regverdige gebed, en hy sê, kyk na Elia, hy het vurig gebid, baie keer bid ek nie vurig nie, is jy met my? Baie keer bid ek meganies, ek kan teologies vir jou goeie gebed gee, maar baie keer is dit meer soos daai tafelgebed. Het jy ook een? Dink iewers het my kinders my gevra, papa, hoekom bid jy altyd dieselfde? Dit is 'n goeie vraag. Sien die hande wat die voedsel voorberei het en dan iets nog van die dag en amen. Okay, let's eat. Meganiese gebed. Dis nie hoe Elia gebid het nie. Nou, hoe word meganiese gebed vurige gebed? Want jou gebedslewe gaan nie transformeer, nommer 1, as jy nie besef, hy was 'n mens soos net soos ek, en hy het vurig gebid nie. Wel, ek weet nie, of daar iets anders is, as swaar kry, om 'n meganiese gebed, 'n vurige gebed te maak nie. Het jy dit al agtergekom, wanneer daar geen ander opsie is, hoe jou gebed dan lyk? Dan is dit nie sien die hande wat die voedsel voorberei het en mag ons lekker eet en niemand verstik, amen. It's not that. Dit kom van iewers af. Dit kom van 'n hart wat nou brand. Waarvan die hart van vol is. Dit kom van 'n plek van ek besef hierdie is the way for, hierdie is al opsie. En ek draai daai gebed in 'n hongersnood of wanneer 'n kar spin op die hoofweg of wat ook al jou situasie is,
Daai gebed is anders. Kan jy saamstem met dit? God wat soewerein in beheer is, gebruik selfs slegte tye, swaar tye, en weet dit, jou suffering won't be in vain. Al gebruik hy daai suffering om jou gebed van meganies na vurig te maak, dit is 'n wen. Want jou eerste move, wanneer jy swaar kry, moet wees bid. Maar ons sien dit is vurige gebed. Jakobus verwys na 1 Konings 17 en 18. As jy wil bietjie op gaan lees van Elia se storie. Hy gebruik hierdie ou wat lyk soos 'n superman en hy sê jy is net soos hy en hy was net soos jy. En jy kan so bid. En hy het gebid en ek het hierdie liggies hier voorgesit om dit te probeer illustreer, maar hy het gebid hierso dat dit nie moet reën nie. En die rede is nie, hy het nie 'n vendetta teen koning Agab nie. Hy het nie 'n persoonlike vendetta teen die slegste koning van Israel wat met Jezebel getrou het. Jy hoef nie eers jou Bybel te ken en jy soos, that's bad. Moenie met haar trou nie. Wat 'n Baal altaar in die Baal tempel in Samaria oprig, dis die koning van Israel. Hy het nie 'n persoonlike vendetta teen hom nie, maar hier bid hy, dit sal nie weer reën, Agab, sonder dat ek dit sê, of dit sal nie eers dou tot ek weer sê nie. Imagine dit, het jy daai geloof? Wie weet, dat as jy as profeet dit bid in die antieke Midde-Ooste, dan gaan jy ook suffer. Daar's nie 'n 7-Eleven, 'n Shoprite, 'n Spar, dankie Liana, wat ons later kan kom, gou-gou bietjie goed kom koop nie. Nee, daar's niks. Hongersnood. Maar hy, en by the way, 1 Konings 17 en 18 sê nie hy het gebid nie, dit word ge-imply. It's implied. Dis onmoontlik om net dit te sê sonder dat daar gebed agter dit is. Daai vurige gebed kom uit die binnekamer. Hierdie is nie 'n kort oomblik nie. Die eerste ding wat hy in die gesig staar is hongersnood. Waar gaan ek kos kry? Wat sê die Here? Die woord van die Here kom na Elia toe. Hy sê vir hom, gaan na die spruit van Krit toe. Ek het kraaie beveel. Jy kan uit die spruit drink. Ek het kraaie beveel, 2-gang maaltyd, oggendbrood, aand vleis, what a bargain. Eerste obstakel, hier's vurige gebed en hier's wat gebeur. Boem, die Here voorsien. Van A beweeg hy hiernatoe, al is die Here doodloop, gebed, die Here voorsien. Kort voor lank droog daai spruit op. Volgende obstakel. Hoe nou gemaak? Hey, wel, gaan na daai plek toe. Ek het 'n weduwee beveel. Ek het haar opdrag gegee om vir jou te voorsien. As jy 'n weduwee sou soek, wat vir jou sou finansiëel voorsien, wie het jy in gedagte? Hy kom daaraan, hy sien, wel, hier's 'n vroutjie wat houtjies optel. Dis sy. Sal jy asseblief vir my bietjie water gaan haal? En so sy wegstap, en 'n roosterkoek. I'm dying. Hoorie Elia, to be honest, ek tel hierdie hout op. Want ek het 'n handjie vol meel, 'n fles met 'n bietjie olie. Ek gaan nou my laaste broodjie maak. Ek en my seun, ons gaan dit eet, dan sterf ons. That's it. Imagine wat in sy kop moes gebeur het. Soos, Here, moet ek bid vir 'n ander een, want dis is tight. Maar hier's wat hy vir haar sê, moenie vrees nie. Jou flesie sal nie leegloop en jou meel sal nie opraak totdat dit weer reën nie. Hy gaan nog nie weg daar nie. Kort voor lank word die seun siek en hy sterf. Nou is dit nie meer net 'n voorsieningsissue nie. Nou is dit 'n life and death verhoudingsissue. Die vrou is nie gelukkig met Elia nie. Het jy gekom, laat God my sonde kom oordeel? Is dit kom blootstel? Is dit wat hier aangaan? Elia sê vir haar, gee vir my jou seun.
en hy bid. Hy vat hom op na die bokamer toe waar hy gebly het en hy bid, sê die konings vir ons. Hy bid. Here, moenie hierdie vrou so hanteer nie as gevolg van my nie. Maak hierdie ouetjie weer lewendig. Hy strek homself uit oor hierdie ouetjie en hy word lewendig. Waar is hierdie skakelaar? Waar is hy nou? Ek het so hard geoefen en my skakelaars aansit. Nou, hy wil ook nie meer nie. Daar is hy. Voorsiening, lewe en dood, siekte. Hy bid en dit beweeg aan. Onthou, A is dit gaan nie reën nie, B is stortreën. Dan het jy hierdie issue met die Baal-profete. Wie is die ware God? Nou is daar teenstand. Hy het 'n wonderwerk nodig. Daar's hierdie altare wat hulle bou, hulle gooi dit pap, sop, nat. Jy het nie genoeg blits om my hout aan te steek nie, jy het nie. Het jy al daai braai gehad by die huis? Dan moet jy nog gaan koop. Daar was nie genoeg blits en daar by Mount Carmel se 7-Eleven vir daar was nie. Hierdie Baal-profete dans, hulle gaan crazy, hulle sny hulle self, moeg niks gebeur nie. Hy bid 'n eenvoudige gebed, maar 'n vurige gebed. Hy sê, God, die God van Abraham, Isak en Israel, antwoord vandag. Laat almal sien, jy is die ware God. En die wonderwerk gebeur. Boem! Hy verteer daai ding, hy slag daai Baal-profete, moving on. Sien jy die gebed se rol, vurige gebed? Maar daar's nog een probleem. Dis 3,5 jaar later, dit het nog nie gereën nie. Hy sê vir Agab, hoorie my chom, gaan eet wat jy oor het. Reën kom. Groot stormreën kom. Agab gaan doen dit. Hy gaan Karmelberg toe en hy gaan daarop. Hy vat sy servants saam en hy gaan bid. En hier's die postuur, ek weet nie of jy almal gaan sien nie. Die skrif sê, hy het met sy gesig tussen sy knieë gesit. So. Nou, daar staan nie of hy moeg was en of hy gebid het nie. Ek dink dit is albei. Ek dink hy het gebid in sy moeg. Massive battles gehad. Hy het gewen, die Here het deurgekom, man, dit los jou tam. Dit los jou spiritually dry. Maar wat doen hy? Hy bid. En hy vra vir die diensknegt, hoorie, chom, gaan kyk daar na die see toe, kom daar reën? Niks kom nie. Dit lyk nie of hierdie gaan gebeur nie. Maar vurige gebed is nie eenmalige gebed nie. Hy hou aan 7 keer. Kop, gesig tussen die knieë, hou aan bid. 7 keer. Die 7de keer sê die diensknegt, hoor jy, daar's 'n wolkie so klein soos 'n man se hand wat uit die see uit opstaan. Hy sê, chom, gaan sê vir Agab, hy moet in sy koetsie klim, hy moet go, hier kom groot reën. En dit begin reën. Van geen reën, tot hierso waar dit weer reën. Wat beweeg dit vorentoe? Hierdie wit draadjie hier simboliseer gebed. Gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking, want dit beweeg dinge tussen A en B, tussen wat God beloof het, maar daar is geen vrug, tot op hierdie plek waar die skrif sê, en die aarde het weer sy vrug gegee. Gebed is die ding wat dit beweeg het, of dit nou 'n voorsieningsding was, of dit 'n lewe en dood siekte was, of dit 'n wonderwerk wat nodig was, of dit lyk nie of hy gaan deurkom ding was nie. Gebed is wat dit beweeg het van die een stage na die volgende stage toe. Soms raak ons stak in ons lewens by voorsieningskwessies, want ons bid nie.
ons beweeg nie verby dit nie. Ons probeer om dit beweeg met ons eie planne, maar ons het nooit gebid nie. And we get stuck. En Willem, wil jy daai opsit? Yes, daai is goed. Die gebed van 'n gelowige is kragtig in sy uitwerking. Daai is die definisie van kragtig in sy uitwerking. Dit beteken letterlik, dit beweeg dinge van een stage to the next. God het vir almal wat hier sit 'n A tot B. Jou A is toe jy gebore is. Jou B is wanneer jy sterf. Almal het dit. En almal het hierdie goed in hulle lewens. Al hoe jy van A tot B kom, die plan wat God op jou lewe geskryf het, is om aan te hou beweeg deur gebed, wat ook al voor jou staan, en daar sal jy uitkom by wat hy op jou lewe het. Maar soms we get stuck. Maar as jy in jou swaar kry, byvoorbeeld finansiële swaar kry, sal bid, sal die Here dit van die een stage, ploep, na die volgende stage toe beweeg. Dit beteken nie noodwendig nou rykdom nie. Miskien is dit bloot wysheid hoe om beter te doen vorentoe. As dit kom by siekte, as ons sal bid, as dit ons move 1 is, sal, as ek jou weer kan aankry, die Here dit van een stage na dit beteken nie noodwendig genesing nie. Dit kan wees. Maar miskien is dit genade om ten spyte van hierdie siekte voluit vir hom te leef. Dis die stage waardeur hy jou wil vat. Met verhoudings dieselfde. Miskien sit jy in 'n verhouding, jy weet nie hoe vorentoe, jy weet nie wat om jou aangaan nie. Miskien is dit 'n kind wat rebelleer, jy sien hierdie kind is op pad en die bid. Die Here sal dit van een vlak na die volgende vlak toe skuif. Hy sal want hy is soewerein. Hy sal dit beweeg. En soos ons bid, beweeg die Here dinge tot waar ons moet wees. Dis die storie van Elia, en die skrif sê, hy was 'n mens. Daarom, eerste move, bid. Hoekom is daai gebed so kragtig? Is dit omdat hy so regverdig was? Nee, hy was 'n mens nes ons. Daai gebed is kragtig because of the direction of prayer. Onthou julle, God word. En die een waarheen ons bid is die soewereine, die een wat almagtig is, alwetend, enige iets kan doen. Hy is die koning van konings, die Here van Here, hy is die Alfa en die Omega, meaning, hy staan buite en bo almal se A tot B's, hy is die Alfa en Omega, hy was voor die A en B van skepping daar. En so hy die autoriteit en die almag en die alomteenwoordigheid om hierin te kom en verskil te maak. Daarom bid. Want hy is buite almal se A en B. Hy is die Alfa en Omega, eerste en laaste letter van die Grieks. Hier is die kersie op die koek en ons sluit hiermee af. Nie net beweeg gebed dinge van een, en is die gebed van 'n regverdige. Dis nie die gebed van 'n ongelowige nie. Dis die gebed van 'n regverdige. God skenk genade aan die need. Hy luister vir sy kinders. Hierdie storie is proof dat gebed geskiedenis verander. That's huge. Hier is die kersie op die koek. Vers 15. Die gelowige gebed sal die sieke gesond maak, meaning, daar kan 'n cure, 'n physical healing kom. En ek dink dis die konteks van hierdie skrif, alhoewel dit geestelik ook kan wees, dink ek dis is fisiese genesing waarvan Jakobus praat. En dan sê hy, en die Here sal hom weer oprig. Daai woord is 'n vol woord.
Die Here doen iets wat gebed aktiveer en dit is die prentjie in Handelinge 3 van waar jy dieselfde woord kry van Petrus en Johannes wat na Mooipoort toe die tempel se ingang gaan en hier's 'n ou wat verlam is sy lewe lank, hy bedel, hy verwag iets en hy sê en Petrus sê vir hom, man ek het nie silwer en goud nie, maar wat ek het gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op. Hy het hom by die hand gevat en hom opgehelp, opgerig, daar's daai woord. Dis die prentjie, maar nou sien God doen dit in hierdie skrif. God rig 'n mens, hy vat die mens en hy rig hom weer op. En weet jy wat het daai ou gedoen in die tempel? Hy het gestaan, hy het gestap, daar staan hy het geloop en hy het gespring en hy het geloof. Hy het ewe skielik sy calling, sy roeping, dit waarvoor hy bestaan, dis weer herstel. Dis wat gebed kan doen. Dit kan nie net genesing bring nie, maar dit kan herstel bring in jou roeping, want swaar kry en suffering het die manier om jou uit dit uit te kry, om jou te verlam. En of jou verlamming emosioneel, geestelik of fisies is, God kan jou oprig. Daarom, move one, pray. En as jy verlam is en jy kan nie bid nie, roep iemand dat hulle vir jou bid. Daar staan ouderlinge, maar sien die volgende verse, bid vir mekaar. Dis nie net hier nie. Die verantwoordelikheid lê ook daar. Wat as ons 'n gemeente word wat vurig bid in plaas van gedurig vrees? Wat as ons gebed nie ons laaste oorweging is nie, maar ons eerste beweging? Mense soos ons sal sien wat Elia gesien het. Want ons het dieselfde God. So mag move 1 altyd wees in swaar kry. Bid. Kom ons sluit af en ek bid vir ons. Here, U woord is beter as wat ons gedink het. Gebed is kragtiger as wat ons gedink het. Here, en ek vra vir geloof in hierdie oomblik dat U woord ons harte sal verander, dat ons vanoggend sal hoor gebed beweeg dinge. En almal van ons het dinge wat hier sit. Almal het staf wat aangaan. En as dit is, wegdryf. As dit is wat in ons lewens aangaan, Here, en in mense in hierdie gemeente, ek het weggedryf van God. Here, vanoggend wil ek daarin bid. En sê, Here, sal U daardie mense help terugdraai. Ons weet, wanneer ons nader aan U, nader U aan ons. Here, as dit is iemand wat voel, ek stap nie in my roeping nie, of I am stuck, ek weet nie hoe vorentoe nie. Here, ons wil bid. Here, U woord is 'n lamp vir ons voete, 'n lig vir ons pad. Mag ons elke tree vind, mag hierdie individue elke tree vind in U woord deur gebed. U voorsiening lê in U woord, in U wil. Here, gebed wys ons waantoe om te stap. Here, of dit siekte of finansies is wat ons in die gesig staar, wat verlamming bring of verknorsing bring, Here, vanoggend wil ons bid. Here, U is die voorsiener, die vooruitsiener wat weet waar U wat sit, sodat ons kan genoeg hê vir elke dag. Here, help ons om dit nie buite U wil te gaan soek nie, maar in U wil. Here, mag ons nie weer ons eie planne volg nie, maar U woord volg. Here, gee ons in hierdie gemeente 'n vrygewigheid om mekaar te ondersteun.
mag ons na mekaar kyk, mag ons vir mekaar bid, en mag ons sien hoe U ons as 'n individu, maar 'n gemeente, na die volgende stage toe vat van U plan. Ons bid dit in Jesus naam. En almal sê amen.